Here, ons aanbid U vanmôre. U is die liefling van ons siel, Here. U is die skoonste uit 10.000, Here. U is die lelie van die dale, Here. U is ons koning, ons God, ons verlosser. Ons aanbid U in hierdie môre, Here. Ons wil uitroep en sê, U is ons wonderbaar heiland. Daar is niemand soos U nie, Here. Dankie o wondergod vir U liefde. Dankie vir U deernis. Dankie vir U omhelsing. Dankie dat U in ons midde is. Dankie dat U omgee vir ons, Here. Halleluja. Ons staan vanmôre, Here, en ons probeer om in mense taal net 'n bietjie lof te bring aan U, maar ons woorde is ver te min. En daarom wil ons dit uitroep en sê, groot is ons God en waardig om aanbid te word. Ons loof U naam. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan staan en kan weet, U is die God wat met gretigheid uitsien dat ons sal bid, U naam sal aanroep en U sal vasgryp, Here. Ons bid vir elke ene, Here, wat siek is. Ons dink vanmôre aan Melanie, Here, wat by die huis is, wat in die greep is van 'n siekte, Here, wat daar wurg in hierdie môre. In die naam van Jesus spreek ons nou lewe oor haar. Halleluja. Ons spreek lewe oor Ma Dirkie, Here, 'n magtige verlossing oor haar, 'n vrymaking, Here. En ons dankie dat ons U kan vertrou. Vir Henny wat hier is en oom Henny, Here. Versterk hulle, maak hulle totaal en al vry, gesond, net soos U alleen dit kan doen. En soveel ander van ons mense, Here, mense wat geliefdes afgestaan het aan die dood oor hierdie naweek. Ons roep U naam uit oor hulle. O Here, ons bid dat U vanmôre in hierdie diens met ons sal praat deur U woord. En Here, as ons praat van hierdie diens, praat ons van elke kerk wat in U naam vergader, dat U kragtig en heerlik en dinamies sal werk in elke gemeente, Here, mense losmaak, vrymaak, en dat hulle sal weet God is koning. Here, dat U gekroon sal word. Dis ons gebed en ons sê dankie daarvoor, Here. Amen. U kan nie sit plek inneem. Prys sy naam. Loof die Here. Van my kant af baie welkom. Ons is baie bly dat U hier is saam met ons. Ons glo dat die Here vir ons 'n woord het vanoggend, ons mense wat ingeskakel het, en ook hulle praat van 'n stroomdiens. Nou hier gaan 'n stroom uit soontoe. Ons glo dat die Here ook daar vir U ontmoet in hierdie oggend en vir U sal seën. Elkeen van U wat hier by ons kuier vanmôre, wees so welkom. Ons is almal familie, bloedfamilie deur die bloed van Jesus. Wat 'n voorreg, nee, dat ons dit kan sê. Ek wil vanmôre met U praat oor 'n saak waaroor ek in die afgelope tyd het die Here baie met my gepraat en ek wil nou nie sê geworstel nie. Hy het gesê, jy moet hoor my seentjie, ek praat nie weer met jou nie. Nou is nog pappa so praat met jy hoor. Moet jy hoor, en ek wil graag hoor wat ons hemelse Vader vir ons sê. Ek wil, my boodskap se opskrif is, God se beginsels verander nooit. God se beginsels verander nooit. En dan wil ek lees net een vers uit Job uit. Job 23 vers 13, ek gaan eers uit die ou vertaling het lees. Hy sê, maar hy bly onveranderlik een, wie sal hom dan teehou? En wat sy siel begeer, dit doen hy. Die boodskap vertaling sê so, maar hy bly soos hy is. Hy verander nie. Wie sal dit waag om hom te probeer verander? Hy doen net wat hy wil doen. En wil ek vanmôre kom en sê, hierdie woord het my in my hart ingespreek, en die Here het my 'n bietjie bymekaar gemaak, want ons leef in 'n tyd waar die uitdagings al hoe groter word. En wil ek dan vanmôre sê, ek glo dat die Here wil hê, ons moet net ietsie hoor. Ons lewe in die tyd waar daar elke dag, ek wil amper sê, waar die Here uitroep en sê, ek gaan kom, elke dag. En as jy nou vir my vra, waar sê sy, gisteraand sien ek oor die nuus, weer een of ander land, wat daar 'n natuurramp is, dit is strome en oorstromings, en duisende mense sit in die grootste probleme, hulle huise het weggespoel, en is 'n krisis. Oral oor hoor ons van hierdie dinge wat gebeur, droogtes, wat in 20, 30, 40 jaar nie daar was nie. Die Here het gesê, ons moet oplet, en wanneer die goed gebeur, is hy op pad. En ek onthou toe ek net so kort gered is, het ons by Maranatha Park gekom, en sê hulle, Maranatha! Dan sê ek, wat sê hulle? Die Here kom. Die Here kom. En weet jy wat, toe ek hierdie gedeelte lees, is asof die Here vir my sê, die Here kom, jy moet regmaak. Ekskuus tog. Ons moet een ding weet, dat as die Here sê ons moet regmaak, dan sê hy iets.
Baie mense hou nie van hierdie gedeelte nie. Hy sê in 2 Petrus 3 vers 10, die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Ons gaan nie weet nie. Ons wil ons als weet. Wanneer gaan hy kom? Ons wil ons regmaak. Ons wil ons regte pak aantrek met 'n dassie en so aan. Weet jy, die Here gaan nie kyk of jy soet aan het nie. Hy gaan kyk of jy bekleed is met Christus. Dis wat dit is. Hy wag vandag met groot verwagting dat ons kinders van die Here sal regkom en regmaak, want hy wil hê dat ons moet gereed wees vir sy koms. Die tekens, ja. Ons weet dat ons praat van in hierdie tyd dat die Bybel, en ek het dit gesê, maar ek wil dit weer sê. Hulle sê in die laaste dae voor die Here kom, sal die kinders ongehoorsaam wees aan die ouers. Jy weet, as 'n kind se pa hom cheek, dan gaan klim aan by die polisiestasie. Ons het gehoorsame ouers vandag. Kinders maak net wat hulle wil, hulle word nie gedissiplineer nie, hulle is ongehoorsaam aan hulle ouers. Die Here sê in 2 Timoteus 3 vers 4, die mens sal liewester wille partytjies bywoon as om kerk toe te gaan. Gaan lees maar. Dis wat die Here sê. In die laaste dae sê die Here in 2 Timoteus 3 vers 5, die mense sal skynheilig wees. Nou, ek gaan niks weet wat is skynheiligheid. Mense spandeer miljoene rande om die leuen te bewys as die waarheid, en hierdie miljoene rande, weet hulle nie, hulle besef dit nie, spandeer hulle om die duiwel hulle pa te maak. Johannes 8:44. As jy daai miljoene rande spandeer het, sê die duiwel, okay, dankie dat jy my pa gemaak het, nou gaan jy 'n swaar kry, amper sê ek die woord. Ons moet een ding weet, dat ons leef in 'n tyd wat daar oorloë is. Ons het elke dag 'n oorlog in die parlement, in die stadsrade, op die strate, in die huise, oralster is daar oorloë. Daar's oorlog by die huis. By die huis, kan ek dit sê? Tannie Rosa het my oulike ding gesê. Sy sê, ja, jy kry 'n kerkengel en 'n huisduiwel. Jy by die huis sê, halleluja, en by die kerk dan grind hy sy vrou. So, dis wat die Here sê, dis wat besig is om te gebeur. Ons kan een ding weet, ons kyk, let maar op, dat Jesus Christus is uit die parlement uit, hy is uit die stadsrade uit, hy is uit die skool uit, hy is uit die huise uit, want daar word nooit meer Bybel gelees en bid nie, niks nie, dis uit die huis. Dan wonder die mense, hoekom gaan dit so? Hoekom gaan dit so? Jy sien, as ons mooi gaan lees in die woord van die Here, dan sien ons dat wanneer die volk van die Here hulle rug op God gedraai het, het dit sleg gegaan. Weet jy hoekom? Want die Here het die vyand opgeroep en gesê, looi hulle. Nou kan ek vandag sê, ons is in 'n tyd waar die verskrikking oor mense is. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ek kan net sê, dat die Here wil vir ons net hierdie een stuk troos gee. In 2 Petrus 3 vers 9, hy sê, hy stel sy wederkoms uit. Hy stel sy wederkoms uit, want hy wil hê, mense moet hom aanneem, dat hulle kan huis toe gaan. Dis al waarom hy nog nie gekom het nie. Ek sien 'n deernis. Ek hoor 'n God wat met liefde praat en sê, kinders, hoor vir my. Ek kom nie, want ek wil hê julle moet gereed wees. En ek wil vanmôre kom, en ek wil sê, ekskuus tog. Ons liefdevolle redder Jesus Christus, hy wat ons gered het uit genade, uit Satans mag, wat vir ons vrygemaak het. Hy is die wondergod wat met ons kom praat en hy sê, luister kinders, julle moet julle gereed maak, sodat wanneer ek kom, dat daar 'n halleluja op julle lippe sal wees. Dat julle sal juig tot eer van God, om het gereed maak. Jy weet, die Bybel sê vir ons, dat ons moet kyk, dat die lewe is 'n wedloop. Elke dag waar ons besig is ons besig met 'n wedloop waarin ons deelneem. En dan sê die Here vir ons, hy sê 2 Timoteus 2 vers 5, hy sê, as ons nie volgens God se reëls aan hierdie wedloop deelneem nie, sal ons nie die prys kry nie. Dis wat die Bybel sê. Die nuwe vertaling sê so, hy sê in 2 Timoteus 2 vers 5 sê, volg die Here se gedragskode, net soos 'n atleet volgens die reëls meeding of anders gediskwalifiseer word en nie prys ontvang nie. Die Here praat met die kind van God. Hy praat met ons, hy sê, daar is 'n manier hoe ons aan die lewenswedloop moet deelneem. En ons moet weet, daar is reëls
wat hy vir ons gaan neerskryf. En ek kom vanmôre, jy weet, mense hou nie van reëls nie. Hulle sê, ag, jy weet, die kerk is so vol reëls. Nee, die Here het gekom en vir ons gesê, so neem jy deel. En die Here gaan nie verander nie. Dis hoe dit werk. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal waarsonder iemand nie die Here sal sien nie. As ons nie die vrede najaag met almal nie, sal ons God nie sien nie. Dis so uitgemaakte saak. Vrede maak beteken dat ek gaan na mense toe, mense wat my verneder het, mense wat my afgekraak het, mense wat my sleg behandel het, ek gaan na hulle toe en ek gaan maak vrede voor God. Ek roep die Here in. Here, ek kom vrede maak. Ek sê nie, okay, vergeet dit nie. Ek kom maak vrede voor God. En dan doen ek wat Filippense 3 vers 4 sê. Jy vergeet daarvan. Jy kry klaar daarmee. Jy sien, die Here Jesus het in sy gebed wat hy sy disippels geleer het hy gesê, as jy nie so vergewe nie, kry jy geen vergifnis nie. Hoor mooi. Die Here sê, ons moet aan sy beginsels moet ons begin ons onderwerp. Ons moet so begin lewe, dat ons vryspraak gee, en dat ons klaar kry daarmee. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Heiligmaking, mense sê, wat se ding is dit? 'n Tannie het eendag vir my gesê, ag man, 'n mens moenie al te heilig wees nie. En toe het ek net gewonder, okay Tannie, ek gaan nie vir jou luister nie. Want die woord van die Here sê, ons moet heiligmaking nastreef. Wat is dit? Kom ons maak dit nie ingewikkeld nie. Kom ons probeer nie vanmôre om almal se opinies te kry nie. Kolossense 3 vers 17 sê, wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God daarvoor. As ek 'n ding doen, dan sê ek doen dit in die naam van die Here, en as ek klaar sê, dankie God dat ek dit kon doen. Dis die reël. Die Here praat nie met wie nie, hy praat met ons daaroor. Filippense 3 vers 12 praat oor hoe om heiligmaking na te streef. Hy sê, jaag na volmaaktheid. Met ander woorde, jaag daarna om in die spore van die Here Jesus, ons herder, te loop. Jaag daarna. Hoekom moet ek jaag na volmaaktheid? Want die woord sê vir ons baie duidelik, ekskuus tog in Filippense 3 vers 12, hy sê, jaag daarna asof jy dit kan gryp, want die Here het jou gegryp. Die Here sê, my kind, ek het jou gegryp uit die hande van die duiwel uit. Hoor my asseblief. Jaag na volmaaktheid. En ek kan vanmôre sê, dat die Here wil met ons praat, en toe ek hierdie boodskap gedink het en gewerk het, en het ek gesê, Here, ek wil net, Here, help vir my asseblief, want ek het gehoor toe ek jonk was, toe tot bekering gekom het hulle gesê, die ou ooms het hel en brimstone gepreek elke aand. Hy het die hel so warm gemaak, dat jy gaan kniel nie daarvoor, net om te maak dat die hel nie so warm is vir jou nie. Ek het dit gehoor, miskien het julle dit nie gehoor nie. Maar van die oueres, die wat bietjie ouer is ek is. Ek kan net vandag sê, die Here wil vanmôre vir ons sê, dat ons het 'n reël. Sy reëls gaan nie verander nie. Sy reël gaan daarom, hy sê, ek het jou gered, ek het jou vrygemaak, jy's my kind, jou naam is in my handpalm geskryf. Nou vra ek vir jou, my kind, kom wys jou liefde vir my deur hoe jy optree. En hoe kan ek dit wys? Deur alledaagse lewe. Ons leef in 'n tyd waar mense beginne, jy weet, hulle sê, ag, jy weet, die Bybel is nie meer relevant nie. En jy weet, met ander woorde, die Here is nie meer relevant nie. En jy weet, hulle wil nou kom, en hulle wil die saak 'n bietjie anders maak. Jy weet, dit moet 'n bietjie verander word. Die Bybel is uit die mode uit. Ons kry vandag dat in synode sittings word daar geveg oor saambly, soos getroudes as jy ongetroud is, moet aanvaar word. Dit word geveg in synodes. Die tye het verander, man. Ons is lief vir mekaar. God het nie gesê, jou liefde vir mekaar moet groter wees as jou liefde vir God nie. Hy sê, dit mag nie wees nie. Ons kom vandag, en ek kan dit sê, dat die Here wil vir ons vasgryp. Hy sê, dat hoor my kind, egbrekers. Jy weet, ons hoor vandag dat mense sê, ag man, dit is so 'n ligte flirtasiekie. Dit is nie erg nie.
Die Engelse noem dit 'n affære. As jy by die huis kom en mamma het van die affære gehoor, is dit moeilikheid. God sê, moenie affæres aanknoop nie, want jy gaan jouself diskwalifiseer. Dan is daar mense wat gaan en sê, man, mens kan maar sodomie beoefen. Sodomie is nie 'n probleem nie. Jy weet, en jy kan maar 'n bietjie skinder. Die woord van die Here sê, kwaadpraters, mense wat sodomie beleef, wat saamwoon sonder om getroud te wees, hierdie mense is dieselfde as 'n dronkaard, 'n moordenaar. 'n Kwaadprater, 'n kindermoontjie, word in dieselfde klas geklassifiseer as hierdie mense. Die Here sê, hou op daarmee. Dan hoor ek vandag, die nuwe ding is wat hulle sê, ja, jy weet, ek is nou gebore, in my DNA sê nou maar, ek kan maar so 'n gay wees. Ek praat van die daad, ek praat nie teen mense wat 'n greep, wie se lewe in 'n greep daarvan is. Jy moet my baie mooi hoor. Mense praat dit goed en sê ons kan dit maar doen, want die Here kan my mos nie veroordeel nie. Dan sê die Here vanmôre in 1 Korintiërs 6 vers 11. Dan noem hy al hierdie goeters, en hy praat ook van sodomie. Hoor wat hy sê, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Julle laat afwas, julle is geheilig, julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus Christus. Wat die Here vir ons sê, ons kan nie goed praat nie. Hy sê, maak nie saak wat jou situasie is nie. Hy is die God wat gereed staan om ons rein te maak. Hy sê, hulle laat hulle afwas. Ek sê, Here, ek wil dit nie hê nie. As ek sodomie goed praat, omdat ek dit, weet nie wat gekry het nie, dan moet ek ook seksuele vergryp goed praat, want die Here het almal in hulle lewens 'n seksuele drang gesit. Dit beteken nie, dit moet vergryp word nie. Dit het 'n rein manier wat dit beoefen word. En daarom wil ek vandag kom en sê, die Here sê, hy het 'n manier hoe ons moet leef en optree. Die Here wil vandag vir ons sê, dat ons moet regmaak, ons moet gereed maak om hom te ontmoet. Wat sê hy? Kry klaar met al jou tuisgemaakte opinies. Nou die Bybel noem dit so, Matteus 16 vers 24, verloon jouself en volg Jesus Christus. Kry klaar met jou tuisgemaakte goed en gryp God vas en sê, Here, u woord sê, dis hoe ek moet loop. As ek nie so loop nie, sê die Here, gaan ons gediskwalifiseer word. Die Here sê, moet droefheid in sy hart vandag. Sê hy vir talle mense en praat hy met mense en sê dat mense is besig om te verkoud, hulle verhouding met die Here het verkoud. Hoe kan die Here sê hulle verhouding het verkoud? Daar's net een manier. Mense het nie net 'n verhouding met God nie, hulle het ook 'n verhouding met die duiwel aangeknoop. 'n Skelm affair. Jy weet, niemand weet nie, my vrou weet nie, en my man weet nie, van hierdie skelm dingetjie wat ek doen. As ek in die aand bietjie laat by die huis kom, sê ek laat gewerk, maar eintlik het ek in die dobbelhuis gesit. Skelm affair. En God sê, sy kinders is besig om te verkoud. Hy spuug hulle uit, hy kan dit nie meer vat, dat sy kinders so 'n pad loop nie. Verkouding of afkoeling van 'n kind van God beteken, ek het nie meer 'n passie om 'n pad met God te loop nie. Mense raak al hoe meer ongehoorsaam aan God se woord. Al hoe meer ongehoorsaam, al hoe meer word dinge verander, al hoe meer word dinge gedoen om by hulle te pas, en ag, dis nie so erg nie. Die Here wil vandag vir ons sê, in 2 Timoteus 4 vers 3, dat mense soek die predikers, en jy kry hulle oralster, wat vir hulle sal preek waarvan hulle hou, dinge wat nie in God se woord staan nie. As die ou, ek hou van sy preek, want hy gee vir my Here. Jy weet, die Here sê, ons is in daardie tyd. Die Here wil kom, en hy sê vir ons, ons moenie ongehoorsaam wees aan hom nie. Ongehoorsaamheid aan die Here is 'n verskrikking. Een van die grootste ongehoorsaamheid wat ons beleef in hierdie tyd, en die mense het al die opinies en idees om te sê, Hebreërs 10 vers 25 sê die Here, moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Hy sê,
moet dit nie doen nie. Die Here sê, ons moet kerk toe gaan, maar ons het ons COVID gehad, en nou word dit goed gestream, nou sit ek lekker in die bed, met my koffie en my beskuit, ek is mos in die kerk. Jy is nie in die kerk nie, Boeta, jy wat by die huis sit. Miskien is jy siek en jy kan nie kerk toe kom nie. Miskien het jy nie vervoer nie, ek verstaan dit, maar daar's duisende mense wat elke Sondag ongehoorsaam is aan die oproep van die Here wat sê, hy het 'n afspraak met ons. Hulle sê, dit pas my nie. Johannes 3 vers 36 sê, die wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar dis nie waar hy stop nie, maar die toorn van God bly op hom. Vanmôre wil ek kom en sê, dat die Here wil hê dat elke mens, elke kind van God, moet hoor wat hy sê. Ons moet 'n pad met hom loop, ons moet nie ongehoorsaam wees nie, ons moet waaragtig doen wat die Here sê. 2 Timoteus 5 vers 8 sê iets wat ons nie graag raak lees nie. Die Here sê vir ons daar, hy sê, die wat vir sy huisgenote nie sorg nie, is slegter as 'n ongelowige. Met ander woorde, sorg beteken nie dak op die huis, want 'n mooi huis met meubels en 'n kar en klere en daai. Ja, dis die effense sorg daai. Sorg beteken dat ek met deernis en met liefde en met begrip en met geduld my vrou versorg. Wanneer sy cheeky back is, Here, ek is partymal net so cheeky. Ek moet met haar met liefde hanteer. Ek moet haar versorg. Ek moet vir haar vashou. Sy moet veilig voel. Die Here sê, as ek dit nie doen nie, is ek soos 'n heiden. Dis wat die Bybel sê, sê ek wat dit sê nie. Die Here kom en hy sê vandag vir elke kind van God, dat ons moet weet, hy het 'n sekere manier hoe die goed gedoen word. Daar is nie kort paaie nie. So 'n klompie jare terug, ek is nie 'n sportpersoon nie, was daar 'n ou wat in 'n kommers deelgeneem het. Julle kan dalk wat van sport ken, sal dalk weet. En hy het weggetrek en hy het saam met die duisende mense begin hardloop, maar hy het geweet van 'n skelmpaadjie. En toe het hy die skelmpaadjie gevat wat korter as die ander is, en toe kom hy eerste. En hy het gedink, wow, hy gaan dit wen. En weet jy wat? Toe die ouens wat langs die pad staan, agtergekom, daar was 'n tyd wat hy nêrens was nie. En toe het hy homself gediskwalifiseer, hy was skelm. Ek gedink 'n kort pad sal vir hom roem gee. God sê, geen kort paaie nie. Die kind van die Here moet weet, daar's 'n pad wat ons moet loop. Die Here wil vir ons sê, dat hy wag vir môre. Hy sê vir elke bloedgewaste kind, weet jy wat, ek wil jou omhels met my liefde. Elke bloedgewaste kind, hy sê, ek wil hê, jy moet deelneem aan hierdie lewenswedloop, soos hy dit sê. En as ek en jy na hom toe gaan, en ons vra vergifnis, en ek begin die pad van God te loop, kan die duiwel my nie meer diskwalifiseer nie. Hy praat met mense wat glad nie die Here dien nie. En hy sê vanmôre vir mense wat glad nie die Here dien nie, hy stel sy wederkoms uit vir jou wat nie die Here dien nie. Hy sê vir jou, luister u ook by die huis, hy sê, ek stel my tyd uit vir jou, ek wag vir jou, om jou te red en te verlos en vry te maak. Ons leefwyse hier op aarde, na hy ons gered het, wys of ons hom lief het, en of ek my eie idees lief het. En weet jy wat die kosbaarheid van die Here is? As ek dink aan die liefde van God, dan kry ek in my hart, hy red en verlos jou nie net nie. En sê, okay, nou is jy gered, nou beter in jou spoor trap nie. Nee, hy red ons, maar wat hy nog doen is, hy sê vir ons, saam met ons redding, in Filippense 2 vers 13, gee vir jou die begeerte om hom te dien, en die krag om hom te dien. God is nie onregverdig nie. Hy is nie onregverdige Here nie. Hy sê dat hy gee vir ons die begeerte en hy gee vir ons die krag om hom te dien. 'n Vers waarvan almal baie hou, Filippense 4 vers 13 wat sê, wow, ek is tot alles in staat deur God wat my die krag gee. Dan dink ons hoe ek die ou gaan uit oorlê waar ook al. Hierdie krag is heel eerste die krag om elke aanval van die vyand te oorwin en vir elke versoeking nee te sê. Ja, maar weet jy, in hierdie tyd waar ons lewe is die versoeking so groot. Die versoeking is groter as toe die Bybel geskryf is. Maar die Here sê in sy woord,
Daar is geen versoeking wat jou kan oorwin nie, want wanneer die versoeking kom, gee hy die uitkoms. Die Here wil vandag vir ons sê, hy wil hê ons moet 'n pad met hom loop. Jakobus 4 vers 7, die boodskap vertaling sê, as ons God se woord, sy reëls gehoorsaam, sal die duiwel van ons af wegvlug. Jy sien, as ek 'n pad met God loop, dan skrik die duiwel vir ons. Paulus kom, hierdie groot Godsman, en hy praat, en hy het ook gesê, nee ja, ek is okay nie. Weet jy wat sê in 1 Korintiërs 15 vers 10? Hy sê iets en hy roem glad nie in homself nie. Hy sê, ek is wat ek is, deur die genade van God. Hy is, hy kon nee sê vir die duiwel. Hy kon ja sê vir God. Hy kon vlug vir Satan. Hy kon in die arms van die Here in hardloop. Toe hy die menslik gesproke, al die reg gehad het, om te sê, God, worry nie oor my nie, toe hy skipbrekeling was. Dit lyk of alles vergaan, toe sê hy, vertrou God. Vertrou God. Jy sê, hy het 'n pad met die Here geloop, want die krag wat die Here vir hom gegee het hom daardie vermoë gegee. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek jouself of jy nog in die geloof is. Stel jouself op die proef. En wat die Here vanmôre eintlik sê is, kom ons klim op God se skaal en ons weeg ons lewe voor God. Ons leef in 'n tyd dat mense graag ander mense op hulle skaal wil weeg. Jy weet, meisiekind, ek het jou geweeg en jy het 'n lig bevind by my, okay? God sê, kry klaar daarmee. Weeg jou op God se skaal. Hoog, daar's geen manier hoe ons daarby kan verbykom nie. En ek wil vanmôre kom en ek moet klaar maak. Hooglied 6 vers 10. In die boodskapvertaling beskryf die bruid van Christus. Wow. Hy sê, sy is so verruklik soos die vroeë oggend. So wondermooi soos die volmaan. Sy is stralend soos 'n gloeiende middagson. Maar hoor verder. Sy is so asemrowend soos soldate wat hulle baniere waai. Waar kom die soldate ding verby? Ek meen, ons is mos die bruid van die Here. 'n bruid is mos, die soldate beteken, die kinders van God is die bruid van Christus. Dis die bruid wat staan in die naam van die Here en vir die duiwel sê, ek sal nie voor jou kniel nie, ek sal nie vir jou plek gee nie, ek gee nie vir jou ruimte nie, ek gaan nie dit of dat doen nie. Dit is so, mense toe ek dit lees, toe sê ek, wow, hierdie bruid van Christus is awesome. En wil ek vandag kom en sê dat die Here sê vir ons, dis hoe ons moet wees. Dinamies, skoon, mooi, aanbidding moet ons kan doen, lofprysing moet ons kan doen, al die goeders, maar is ek gehoorsaam aan die wonderwerker God? Is ek gehoorsaam? Dan sal mense vir jou sê, ag Boet, weet jy wat, jy maak ons verhouding met die Here 'n ding van ek moet my plek in die hemel verdien, maar weet jy wat die Bybel sê, ek is uit genade gered. Kan ek net antwoord wat die Bybel sê? Judas 1 vers 4 sê, daar is mense wat die genade van God verander in ongebondenheid. God het my gered, hy het my verlos, maar hy sê, nou dat jy my kind is, wil ek jy moet jou liefde aan my bewys op hierdie manier. Dis die wedloop. Genade is nie om te leef soos ek wil nie. Genade is om die krag van God in my binneste te hê. Die genade, hy gee my die wil om hom te dien. Hy gee my die krag om te dien. Hy gee my sy krag wat my tot alles in staat stel. Hy gee my die krag om 'n pad met hom te loop. Die wederkoms van die Here is voor die deur. En ek wil vanmôre kom sê, elke dag wanneer ek aan die straat afry, elke dag wanneer ek die radio aanskakel, en wanneer ons nou en dan krag het by die huis, en ek kyk die nuus, en ek kyk al die goed wat gebeur, dan is dit asof die Here wil sê, hoor julle? En ek wil vanmôre kom, en ek wil vir u vra, kom ons toets onsself voor die Here. Kom ons toets onsself voor die Here. Is ek waaragtig gehoorsaam aan God se woord?
Is ek waaragtig besig om 'n lewe te lei waar my siel, Dawid het gesê, my siel is verkleef aan God. Die dag toe die Here vir my meisiekind gegee het, en haar vir my vrou gemaak het, is my siel aan hierdie vrou verkleef geraak, en geen ander meisie, of sy lank of kort, of wat ook al is, raak my nie. My siel is verkleef aan haar. Dawid sê, my siel is verkleef aan God. En as jou siel aan God verkleef is, nou hou jy nie op met ander goedjies nie, met tuisgemaakte opinietjies nie, en met jou verskoningkies soek nie. Die Here sê, as ons nie volgens sy reëls deelneem nie, gaan ons nie sy prys uit sy hand uit kry nie. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Here, in hierdie môre is dit baie seker dat U is die God wat nie verander nie. U verander nie U beginsels nie. Here, wat U wel gedoen het, U het U wederkoms uitgestel, maar dit gaan nog plaasvind. Here, U het die wederkoms uitgestel, want o Here God, U wil ons nog 'n kans gee. Dis genade. Nog 'n kans. Maar Here, as ons nie hierdie kans vasgryp vandag nie, en ons maak nie reg nie, en U kom voor ons eerste slukkie koffie neem net nou, dan gaan ons agterbly as ons onsself diskwalifiseer om nie volgens U beginsels te lewe nie. Help elkeen van ons hier vanmôre, Here. Elkeen wat in die kerk sit, elkeen wat by die huis sit, Here. Here, hierdie woord kom uit U hart uit vir ons. En ek dink, Here, U is die liefdevolle God. En as jy na die mensdom kyk, dan sit U met trane in die oë. Want U het U lewe gegee, dat mense nie slawe kan hoef te wees van die duiwel nie. Maar nadat U gered het, het hulle besluit, ag, kan so 'n bietjie afwyk. En die hart is seer, Here. U sê, U wil nie laat een verlore gaan nie. En daarom, dierbare Here, bid ons, dat jy ons hart inspreek. Here, werk jy al eers met my hart. U weet, Here, voor ek hierdie boodskap kon preek, moes ek hom 5 keer vir myself preek, en is al vir gesê het, hoor jy wat ek sê? En vanmôre bid ek, o liefdevolle Vader, kom werk nou in ons harte, en bring U verandering. Ons wil hê U moet inkom. Ons weet, Here, U gaan niemand kaap, of as gijslaar hemel toe vat nie. Ek moet wil gaan deur in die spoor te loop. Help ons, Here. Help ons, Here. Bid dit in Jesus se naam. Ek wil vir U vra, en ek sê nie wat ek nou vra, as ek nie almal is skuldig nie. Kom ons staan voor die Here, en ons sê, Here, ons maak vanmôre 'n nuwe oorgawe. Kan ons staan voor die Here? Ons kom opnuut, Here. Ons staan voor U, Here, ons weet dat ons is onvolmaak. U sê ons moet na volmaaktheid toe jaag, Here. U sê, Here, ons moet jaag na heiligmaking, en vanmôre, Here, waar ons U bedroef het, kom ons vanmôre opnuut, en ons wil as gemeente, en ook die mense wat ingeskakel het by die huis, staan ons voor U die lewende God, en sê ons dankie, Here, vir nog 'n kans. En bid ons, Here, dat U elkeen van ons se hand, se hart in U hand sal vat. Want, Here, ons wil U omhels soos wat U wil hê. Ons U moet omhels. Dankie vir hierdie oomblikke, Here. Dankie daarvoor, Here. Ons loof U daarvoor, Here.
Amen. Kan jy sit plekke neem. Prys sy wonderlike naam. Ons dien 'n groot God. En ek kan net sê dat om sy genade te besef en sy liefde te besef en gryp 'n mens in jou hart. Hy wil hê ons moet beginne uitroep, Maranatha. Die Here kom. Jy roep dit uit met oorwinning. Roep dit, jy weet, ek onthou, as toe ons in die skool was, jy weet, as die skool sluit, dan sê hy, jippie, dis vakansie. Jippie, die Here kom. Maranatha. Ek kon nie verstaan wat raas die mense so by Maranatha Park met hierdie geraasrein. Vandag weet ek, en ek kry hoendervleis as ek daaraan dink, hoe die ooms en die tannies en die mense dit gesê het en hoe hulle opgewonde was omdat hulle 'n nuwe toewyding aan die Here gemaak het. Nou kom ons vra onsself af of ons gaan skree, of ons kan Maranatha skree. Kan ons sê, Here, kom asseblief, maar wag 'n bietjie. Ja, okay. Ek kan net sê, ja, ons dien 'n groot God en 'n wonderlike Here. En ons het nou kosbare mense in die kerk, hulle word genoem moeders. As die Here nie vir ons moeders gegee het nie, sou ons baie swaar gekry het. Nou my vrou is nie my moeder nie, maar sy nie check nie, sit my beld skeef en my bril hang skeef, jy weet, en hy sit op my neus en so sy hanteer my nog soos 'n moeder. Sy is my kinders se mamma, maar my check my ook op. En ek wil vir elke kosbare vrou in hierdie kerk net sê, julle is 'n gawe van die Here vir ons. 'n Gawe van wat ons nie altyd genoeg waardeer nie. Om ons mans se nikke te vat, ek kry die vrouens jammer wie se mans nou al ouer is, jy weet. Ek gaan nou nie uitpraat nie, maar net hoe sê die vrouens kyk hulle die mans voor hulle oud is. Die goed raak nikkerig en meer nikkerig, maar hoe dat julle uithou met ons is net die Here. En 'n jong man, o Here, ek weet nie. OK. En die kinders, ek het 'n tannie geken. Sy het 'n vreeslike moeilike seun gehad. Hy het alles gedoen wat 'n ma se hart breek. Dan leen hy by sy ma wat op pensioen is geld, dan gee dit nie terug nie. Maar as jy van hom praat, dan moet jy weet, jy moet by die deur staan, want dit is haar kind. 'n Mamma is 'n ander spesie. 'n Vrou in ons lewe is 'n ander spesie. Almal het nie mammas geword nie, maar 'n vrou het 'n vroue hart wat spesiaal is, en ons wil vir julle sê dankie, ons waardeer julle ontsettend baie. Julle is regtig 'n gawe van die Here vir die wêreld, om die lewe vir ons mooi te maak en blink te maak. Baie dankie vir elkeen. Ek ken nie almal se name nie, maar ek kan net sê julle is spesiaal. Ons gaan nou vir 'n liedjie sing, net eers vir Anne 'n geleentheid gee om iets te sê asseblief. Ons het twee mammas hier vanmôre. Elke mamma, elke vrou is vir ons baie spesiaal. Maar hier's twee mammas wat die leiermoeders in hierdie gemeente is. En ons wil net vir julle sê hoe baie waardeer ons julle. En as julle kyk na die geskenkies wat julle gekry het, die tema daarop gaan oor die silwer wat deur die smeltkroes gaan en gesmelt word totdat 'n mens se beeld daarin gesien kan word. En in julle spieelbeeld kan ons Jesus se spieelbeeld sien. Amen. Rikie en Amanda, ons wil net vir julle so 'n klein blykie van waardering gee vir wie en wat julle is.
Jy sal nou woord weer kry kan gaan sit. Nou hierdie mooi mense wat hier is wil 'n liedjie sing vir die mammas. Nou ek kan nie saam sing nie want hulle sê ek sal huil, dan maak ek dit vas. Jy kan maar sing. As jy 'n mamma is en jy die vrymoedigheid, wil ek jou vra om te staan. Dan gaan ons vir jou 'n mooi lied sing. Of jy nou 'n mamma is van kinders, van kinderhondjies. As jy 'n mamma is vandag wat omgee en mense versorg, wil ons vandag vir jou salueer met 'n medalje. Daarom wil ek jou vra vanmôre, as jy 'n ma is, staan vanoggend. Hierdie liedjie is spesiaal vir jou. Loof sy naam. I dream Mama walked up those heavenly stairs, and meadows for mothers were given up there. A meadow of beauty, Mom did for me, things I took for granted and never could see. If there's meadows for mothers, for all the deeds they have done. If there's meadows for mothers, Mama, you'd win everyone. A medal of honor was never honored there. A medal for patience and kind loving care. A medal for duty, she won up above. Now the biggest of all was the one for her love. If there's medals for mothers, for all the needs they have. Kom ons staan en hak ons by hulle in. If there's medals Hak bietjie by hulle in. for mothers, Mama, you win everyone. If there's medals for mothers, for all the needs they have done. If there's medals for mothers, Mama, you'd win everyone. Mama, you'd win everyone. Baie dankie al die special mamas en die papas. Sit maar, Pastoor Amanda. Kom asseblief. Baie dankie, julle ons waardeer julle hoor. Baie dankie vir al die mooi. En vir Anne vir jou mooi woorde en vir alles wat jy gedoen het om hierdie dag baie spesiaal te maak. Jy is ook 'n mamma en jou hart is mooi. En terwyl ek dankie sê, wil ek sê dankie vir die geskenkies wat Anne, jy en jou span gewerk het. Jy weet wie's almal in jou span. Baie dankie ouens, ons waardeer dit. Nou, en dankie vir julle gebede, en dankie vir dat julle harte oop is om ons inspraak in julle lewens te ontvang. Dit is vir ons kosbaar. Ons kan net doen wat julle vir ons toelaat om te doen, so dis 'n voorreg om 'n ma te wees. En ja, nou is daar verjaarsdag ook hierdie week, en daar is Amonay Tigert en Else Bejordaan wat verjaar. En dan het ons ook 'n spesiale besoeker hier op die kansel, Jackie, of Jackie. Sy verjaar ook vandag. Kom ons gee hulle hande klap.
Ons wil vir julle sê, mag die Here julle seën. En mag dit met julle goed gaan. En hoor nou, baie maal sê mense ding en dan gaan ons sommer by verby, maar hoor wat ek vir jou sê, laat dit met jou goed gaan in alles. Julle moet sommer 'n lekker verjaarsdag hê. Ons het vandag die kinders by ons ingesluit hier, ek sien nie baie nie, ek sien eintlik niks. En ons het vandag vir Tessa hier wat altyd na die kinderkerk kyk en ons wil vir jou sê mamma van die kinderkerk. Ons waardeer jou. Ja. Net die Here weet wat jy vir ons kinders beteken. En wat jy vir die ouers beteken vir wie se kinders jy versorg. Mag die Here jou regtig seën, hoor. Dan donderdag is dit Hemelvaart. Ons het 9 uur hier 'n diens. Ons gaan nie 'n lang uitgerekte ding doen nie, maar ons gaan die Hemelvaart van die Here herdenk en ons gaan daaraan dink dat hy het opgevaar, maar hy gaan weer kom, so ons gaan daarna kyk. Dan volgende week die 21ste Mei is voornemende lidmate. Asseblief as jy hier inskakel by ons, het jou naam agter by die toonbank daar by IZ, laat ons vir julle reg kan verwelkom. Dan het ons die 27ste Mei, het ons Pinkster is groot. Nou, ons het verlede jaar begin met, wil jy praat? Ons het verlede jaar begin met die Pinkster nostalgie. En dit was awesome. En hierdie jaar bou ons dit verder uit met Pinkster is groot. Ja, moet dit nie misloop nie. Ons gaan nou hierdie week, gaan ons weer vir jou 'n kaartjie uitstuur. Jy weet mos nou al daarvan, né? So die kaartjie wat ek vir jou stuur dit vir jou familie en vriende aan. En kom ons kyk of ons die auditorium kan volmaak en die naam van die Here groot maak. En gebruik die geleentheid. Vra die Here om ook vir jou iemand op jou hart te lê. Dan nooi jy daai persoon om daai dag hier so te. Ons gaan lekker speel, musiek maak, lekker sing tot eer vir die verheerliking van die Here. Ons gaan lekker vriende maak, nuwe vriende maak en kuier as familie. En hulle sal moet vinnig kom, want die lokaal raak vol. Dis So jy moet jou plek vinnig bespreek en jy moet jou mense vinnig vasmaak hierso. As jy bespreek, telefonies bespreek, kan jy dan wel die 27ste die oggend jou geldjie betaal. En dit is net R50 omtrent niks. Dan, saam met die dankie wil ek ook vanmôre sê dankie vir die sangspan. Dankie, die beste drummer in die Pinksterkerk is Pieter de Kok. En ek wil vir julle sê, dit is nie net 'n kompliment nie, julle ken my. Ek sal dit nie sê as dit nie die waarheid is nie. Dan vir Jackie en vir Lani. Dankie dat julle net altyd daar by ons is. Ek dink julle moet nou die regte vorms invul. Amen. OK. Dan gaan ons nou heerlik saam kuier hierso in die saal. Jy gaan regsdraai en regsdraai en regsdraai en dan gaan ons kyk, maar voordat ons gaan ons 'n lekker sang sing en ons gaan uitbeweeg. Jy gaan jou offerhand in die sakkie sit en kom ek gaan vir julle sê is, die woord van die Here sê in Maleagi 3 vers 10, hy sê bring die hele 10de na die skathuis. Die skathuis is daar waar jy geestelik gevoed word. En dan sê hy, ek sal die sprinkanvreter van jou afkeer. Met ander woorde is dat meer as 'n geskenk aan die Here is die wederkerigheid van hierdie offer wat jy bring, 10de wat jy bring, 'n versekering dat God jou sal versorg en onderhou. So as jy vanmôre uitstap en jy gee, dan doen jy dit met 'n blymoedige hart. Here, dankie vir hierdie diens en dankie dat ons weet dat U ons liefhet en Here, hou ons op die pad. En dankie dat U ons vashou en dat ons weet dat U ons liefhet en daarom sal U sorg. Here, dankie ook vir wat ons vir U kan gee. En dankie dat ons gesinne in hierdie dag ook kan geniet. Laat U heerlikheid en die vrede en die goedheid oor ons wees hierdie hele week in Jesus naam. Amen. Hy is en bly dieselfde Jesus, dieselfde Jesus, dieselfde Jesus. Hy is en bly dieselfde Jesus Christus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja.
diezelfde Jesus.